Goeiemôre en baie welkom by AGS Siloam se aanlyn diens. Ons is so bly dat jy weer by ons aansluit. Ek sou wat wou gee dat ons eerder by die kerk kon by mekaar kom, maar nou is ons in die omstandighede en ons maak die beste daarvan. Ons wil jou uitdaag, bly deel van ons aanlyn dienste en wees gedissiplineerd om saam met jou gesin op 'n Sondag op te staan en in die kerk timeslot saam met ons kerk te hou. Ons hoop dat ons by die 15de Februarie dalk goeie nuus sal kry, maar wat ook al gebeur, ons wil graag daar wees om aan te hou om jou te bedien met God se woord. Jy kan weer jou Bybel oopmaak by Nehemia. Ek gaan vandag klaarmaak met die reeks herbou en ek wil vandag spesifiek praat oor werk aan jouself. Hoe gaan ons aan onsself bouwerk doen? Ons gaan eers weer 'n liedjie saam sing. Geniet hierdie diens saam met ons. Wat lig gespreek het, die een wat alles gemaak het, die een wat alles volbring het, die Immanuel sien, die berge rotse roep uit. Al die nasies sal juig, die engele sing in koor, heilig is die Heer, en heilig is die Heer. Lig heilig, die een wat was en die een wat is en die sal altyd weer. Daar is niemand soos U, en heilige majesteit, Immanuel, U is U. Wat lig gespreek het, die een wat alles gemaak het, die een wat alles volbring het, die Immanuel sien, die berge rotse roep uit. Al die nasies sal juig, die engele sing in koor, heilig is die Heer, en heilig is die Heer. Lig heilig, die een wat was en en die sal altyd weer. Daar is niemand soos U, en heilige majesteit, Immanuel, U is U. Ons sing heilig, heilig is die Heer. Ons sing waardig, waardig U om U eer. Ons sing heilig, heilig is die Heer. Ons sing waardig, waardig U om U eer. Ons sing heilig, heilig is die Heer. Ons sing waardig, waardig U om U eer. Ons
sal altyd wees. Daar is niemand soos U, in heilige majesteit, Immanuel, U is hier. Lig uit lig, die een wat was en die een wat is, en U sal altyd wees. Daar is niemand soos U, in heilige majesteit, Immanuel, U is hier. Jou Bybel is oop daar by Nehemia en ons gaan bietjie verder gesels in ons reeks herbou. Vandag, meer spesifiek, wil ek met jou praat oor bouwerk aan jouself. As ons die kerk wil bou, Petrus sê dit, hy sê ons is lewendige stene, ons is God se kerk, so as ons die kerk wil bou, moet ons ook aan ons self werk. Die vorige 2 weke het ons gekyk na die storie van Nehemia en die mure van Jerusalem wat plat gelê het en hoe dat hulle dit herbou het. En op die oog af het ons gesê, lyk dit of die kerk en gemeentes ook houe gevat het as gevolg van hierdie pandemie. En dan moet ons net onthou, Jesus het beloof, die kerk sal wen. En jy kan kies om deel te wees van hierdie wenstorie. Ons het dalk 'n paar houe gevat, maar niks gaan die kerk onderkry nie. Kom ons gee gou weer 'n baie kort opsomming van Nehemia se storie. Nehemia was 'n gewone mens, baie belangrik om dit te snap. Hy was een van die Jode wat in ballingskap weggevoer is, maar wat nie saam met die eerste groep terug is Jerusalem toe nie. Hy werk in die Persiese koning se paleis as 'n skinker, baie belangrike werk wat hy gehad het. En nadat die Jode, 'n groep van hulle terug is, hoor Nehemia hierdie hartseer nuus. Dit gaan beroerd in sy land. Jerusalem se mure lê in pyn. En dan vas hy en hy bid en hy gaan sit en huil voor die Here oor sy volk en oor sy stad. En ek doen hierdie beroep op jou wat alles sien wat fout is, in plaas daarvan om kritiek te gee oor alles wat fout is en vinger te wys en goed rond te stuur. Wil jy nie ook vas en bid en voor die Here gaan huil en sê, Here, help ons om God se kerk weer te herbou, om Siloam gemeente weer te herbou nie. En dan kry Nehemia toestemming by sy koning om terug te gaan Jerusalem toe en sy volk te gaan help met die herbou van Jerusalem se mure. Hy fokus spesifiek op die rekonstruksie van die muur en die rekonstruksie van sy volk, terwyl Esra meer fokus op die geestelike rekonstruksie van die volk. Hierdie is vir my al 3 weke nou baie belangrik dat jy dit snap. As 'n gewone mens, nie priester of profeet nie, nie een of ander teoloog of politikus nie, gebruik God vir Nehemia om te herbou. Onder sy leierskap kom die Jode weer bymekaar. Hulle weerstaan oppositie. Hulle herbou die mure van Jerusalem. Hy is 'n man wat lei deur sy voorbeeld, deur harde werk. Hy's 'n bidder, hy's nederig. Op geen stadium is hy enige van die eer en krediet vir homself nie. Hy gee die heeltyd eer aan die Here. Hy oorkom oppositie van buitestanders en interne opstand van die Jode. Sy werk word beloon op die einde met 'n volk wat weer ywerig is, 'n volk wat weer hoopvol is, 'n volk wat weer positief is oor die toekoms. Sal dit nie wonderlik wees as jou en my werk, dit wat ons vir die Here doen, 'n sleutel kan wees wat ook weer vir Bloemfonteiners hoop gee, wat ook weer vir Suid-Afrikaners hoop gee, dat hulle nie so negatief en pessimisties oor die toekoms sal wees nie. Ek weet nie wat gaan die res van die jaar gebeur nie. Ek weet nie wat wag volgende jaar nie. En dalk word goed erger rondom ons, maar in Christus is daar altyd hoop. Nehemia wys vir ons hoe gewone mense
wat gewone posisies in die samelewing beklee, deur God gebruik word, om weer stabiliteit in orde te bring, deur weer fokus op God te plaas. God gebruik alle tipe mense in alle omstandighede, om sy werk gedoen te kry. En hy wil jou gebruik, daar waar hy jou geplaas het, in jou werk, in jou familie, in jou huis. Die kerk gaan wen, Siloam gaan wen, maar ons het jou nodig. Kom ons praat bietjie oor hoe dat God jou wil gebruik. Punt nommer 1 wil ek eers net dit sê, met of sonder jou. En dis glad nie arrogant of sarkasties bedoel nie. Met of sonder jou, gaan die kerk opstaan. Die kerk gaan nie bly lê nie. Nehemia 2 vers 20 sê Nehemia, ek het hulle geantwoord, ons sal met die hulp van God van die hemel suksesvol wees. Ons is sy diensknegte, ons sal die mure begin herstel. In hoofstuk 6 vers 8 en 9 lees ons, dit was bloot hulle manier om ons te intimideer. Hulle het gedink dit sou ons moedeloos maak en dat die werk tot stilstand sou kom. Ek het vir krag gebid dat die werk kon voortgaan. Die kerk sal opstaan. Gaan jy deel wees daarvan? Miskien is dit tyd, meer as ooit, dat ons bid en dat ons in geloof en in die krag van God opstaan en begin met hierdie herbouproses. Punt nommer 2, vra ek die vraag, as ons die kerk gaan bou, of moet ons nie by onsself begin nie? Moet elkeen van ons nie dalk sommer net hand in eie boesem sit en kyk, waar is ek in hierdie hele ding? Wat het ek toegelaat dat COVID-19 met my doen? Behalwe dat hy nou van ons mense siek gemaak het. Wat het dit met my gees gedoen? Wat het dit met my commitment levels gedoen? Ek het 'n paar punte wat ek uit Nehemia af wil antwoord, en ek daag jou weer uit om dalk die boek te gaan lees sommer, en self die goed raak te sien wat ek raak gesien het. Om tyd te spaar, gaan ek nie vanoggend al die versies lees nie, daarom is dit belangrik dat jy dit self gaan lees. Hier is die eerste onderpunt. Laat vrees plek maak vir geloof. In Nehemia 4 vers 14 lees ons die volgende, moenie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle vriende, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Hoofstuk 4:17. Die werkers wat die boumateriaal aandra, het hulle werk met net een hand gedoen. In die ander hand was 'n wapen. Al die bouers het gewerk met 'n swaard aan hulle sye vasgemaak. My uitdaging, hou op luister na al die bangmaak stories. Hou op om jouself paniekerig te laat word vir elke nuwe fopnuus wat die rond te doen. En selfs al is dit die waarheid, hoekom gaan jy toelaat dat dit jou bang maak? Luister jy na God se stem. Laat toe dat God se gees, elke stukkie van vrees is nooit van die Here af nie, dat hy dit uit jou hart uit kom haal. En dat die plek daarvan met geloof gevul word. Ek het nie geweet hoe om punt B anders te sê, as om te sê, laat vindingrykheid plek maak vir integriteit. Dit is so dat God ons na sy beeld geskaap het, en deel daarvan is, ons is kreatiewe mense. Maar gebruik jou kreatiwiteit om te dien, moenie jou kreatiwiteit misbruik nie. Vrese en paniek maak dat mense skelm raak, en dat mense ander probeer uitbuit, in plaas van om ander mense te dien. In 'n week of 2 gelede was my vrou amper die slagoffer van 'n scam, soos wat ons dit sou sê. En dan dink ek by myself, as die mense hulle Godgegewe kreatiwiteit net wil gebruik om sinvol en in liefde ander te bedien, gaan hulle soveel meer suksesvol wees. Nou gebruik hulle hierdie kreatiwiteit om skelmstreke uit te dink. Nou waar kry ek dit in Nehemia? Daar in hoofstuk 5 vers 9 lees ons, ek het voortgegaan en gesê, wat julle doen is nie reg nie. Behoort julle leefwyse nie te wys dat julle ons God respekteer nie. Die vyandige volke sou dan mos nie rede gehad het om julle te minag nie. Nou meer as ooit is dit tyd om te wys dat jy 'n Christen is, dat jy anders is. In die swaar tye het die Jode mekaar begin uitbuit. Die wat agtergebly het,
toe meeste van die volk weggevoer is in ballingskap, het toe maar net die ander ouens se goed vir hulle self gevat. En toe hierdie ouens terugkom uit ballingskap uit, toe moet hulle betaal om hulle eie goed weer terug te koop. En hulle moet rentes en allerlei heffings en goed betaal, onrealistiese belastings. Nehemia bring 'n einde daarin. Hulle maak hom goewerneur vir 12 jaar lank. En in hierdie tyd, terwyl hy die goewerneur is, stel hy die voorbeeld deur nie eers 'n salaris te vat vir die werk wat hy doen nie. Dis eintlik 'n onding wat in die kerk selfs ingeslyp het, dat almal ewe skielik vir alles betaal wil word wat hulle vir die kerk en vir die Here doen. En dieselfde geld vir goed wat ons nou vir mense doen. As dit jou brood en botter is, doen jou werk en gee vir mense 'n rekening. Maar moenie mense uitbuit nie. Moenie mense uitbuit in 'n tyd wat almal in 'n baie moeilike situasie is nie. Wees regverdig, wees eerlik, wees iemand met integriteit. En Nehemia stel vir ons daai voorbeeld. Vers 16 sê hy van hoofstuk 5, ek het my aandag aan die bou van die muur gegee en nie vir my grond aangeskaf nie. Ek het ook by al my amptenare verwag om aan die muur te werk. Nou, Paulus sê dit op verskillende maniere, op verskillende plekke in sy briewe. Hy sê onder andere God het blymoedige gewers lief. Jesus sê dis beter om te gee as om te ontvang. En in hierdie tye meer as ooit, as ons aan onsself werk, dink ek moet jy sommer net besin, as jy iemand wat net wil bymekaar maak, of as jy iemand wat in liefde kan saai en doen wat die Here vir jou sê om te doen. Moenie net bymekaar maak nie. Gebruik jou kreatiwiteit. Maak 'n inkomste, dis reg, sorg vir jou gesin, maar moenie mense uitbuit nie. Wees iemand wat sy integriteit nooit onder verdenking hoef te kom nie. Hier is die derde ding wat ek leer. Bly gefokus, bly gedissiplineerd en bly altyd paraat. In hoofstuk 6 sien ons hoe almal gefokus werk aan die muur. Inteendeel, hulle vermag die onmoontlike in slegs 52 dae voltooi hulle hierdie onbegonne taak. In hoofstuk 7 sien ons, selfs na die mure voltooi is, stel hulle steeds wagte aan om die stad te beskerm. Ons as God se kinders het meer as ooit nodig om gefokus te bly. Gefokus te bly op ons eie lewe, om ons lewe in lyn te kry met God se woord. Ons moet gedissiplineerd bly in die basiese Christen beginsels, die basiese Christen waardes. Dis hartseer dat, omdat ons nie meer kerk toe kan gaan nie, baie mense se geestelike lewens agteruit gegaan het. Hoe baie mense nie meer die basiese goed reg doen nie. En daarom pleit ek by jou, om by jouself te begin en te sê, ek gaan regmaak, ek gaan my Bybel lees elke dag, ek gaan bid elke dag, ek gaan Sondag 9:30 kerk kyk, en as die kerk oopmaak, gaan ek kerk toe gaan, en as ek kan na 'n klein groep toe gaan ek dit ook doen, ek gaan die basiese goed reg doen, maar ek gaan ook paraat bly. Ek het slegte nuus, die duiwel is nog lank nie klaar met ons nie. Hy gaan maar net weer en weer aanval. In hoofstuk 8 lees ons hoe dat Esra vir 'n hele dag lank vir hulle God se woord lees. Daar in hoofstuk 8 vanaf vers 5 lees ons, toe hulle sien dat hy die boek oopmaak, het almal opgestaan. Vers 6, almal het voor die Here gekniel met hulle gesigte laag teen die grond neergebuig. Vers 9, die mense het begin huil toe hulle hoor wat in die wetboek staan. Kind van God, maak weer gedissiplineerd tyd elke dag vir jou Bybel. Kry weer respek terug. Hulle het soveel respek gehad dat toe Esra begin lees, toe staan hulle op. Hulle wil nie eers bly sit nie. So belangrik is God se woord vir hulle. Hoofstuk 8 vers 9, Nehemia het gesê, julle moenie treur of huil nie. Vandag is 'n spesiale dag wat aan die Here julle God gewy is. Nehemia vra dat hulle nie langer moet treur nie, maar hulle moet hierdie dag afsonder vir die Here. Hierdie dag moet heilig wees. Nou, ons glo nie meer aan die tradisionele Sabbat nie. Ons vier nie die Sabbat omdat dit 'n wet is nie. Ons vier die eerste dag van die week omdat ons celebrate dat Jesus Christus opgestaan het. Maar maak weer gedissiplineerd tyd vir kerk in jou lewe. Heilig die dag, sonder dit af. Ek het laasweek gesê, vir al hierdie middelgenerasies,
Ons is in die moeilikheid, want ons ouers het ons reg geleer, hulle het ons kerk toe gevat. As die Here vir my ander ouers gegee het, was ek dalk nie waar ek is vandag nie. Maar my ouers het my kerk toe gevat elke Sondag, en dis waar ek Jesus ontmoet het. Stel vir jou kind die regte voorbeeld. Kry jou dissipline reg. Word weer gefokus. Maar wees ook paraat vir die aanvalle van die vyand op jou lewe. Hier's punt D. Bely jou sondes en hernie jou verbond met God. Ons praat oor die bou van die kerk. En dan sê ons vandag maar, bouwerk begin by my eie lewe. In hoofstuk 9 sien ons in die eerste paar verse van hoofstuk 9, hoe dat die volk 'n vasdag uitroep. En hulle begin om hulle sonde voor God te bely. Ek vra jou die laaste 2 weke al, om saam met ons gereeld te vas. Maak 'n dag in jou week, vat 'n maandag of vat die week en vas en maak reg met die Here, maar bid vir die kerk. Maar nou vra ek, begin by jouself, begin om jou sonde voor God te bely. Vra vir die Heilige Gees om goed vir jou duidelik te maak wat verkeerd is. Goed wat jy nie reg doen nie. Goed wat jy laat slap lê het op. Bely dit voor God en doen wat die Here wil hê jy moet doen. Hulle het begin om weer God te aanbid. Hulle het begin om hom weer te loof en te prys. Die leiers van die volk het begin om die jonger generasies weer te vertel van God se werk met hulle as volk oor die jare. Sal jy nie ook maar weer eerlik na jou eie lewe kyk nie? Sal jy nie ook maar weer jou sonde en jou foute voor God bely en hom alleen weer begin dien nie? In hoofstuk 10 sien ons hoe hulle op 'n plek kom waar hulle weer hulle verbond met God hernie. Gaan lees hoe hulle beloof om aan God getrou te bly, om hom getrou te dien, om sy opdragte te hou, om weer gereeld hulle tiendes en finansiële bydraes vir die werk van die Here te bring. Wil jy nie ook vandag weer aan God beloof dat jy getrou sal bly aan hom, soos wat hy nog altyd getrou was aan jou nie? Begin om weer gedissiplineerd die klein goedjies reg te doen. In hoofstuk 12 sien ons, daar word mense aangestel in allerhande verskillende bedieninge. Onder andere 'n aanbiddingsspan. So moenie dink 'n moderne kerk is soveel anders omdat ons 'n worship team het nie. Hierdie ouens deel hulle self in 2 groepe en onder een groep onder Esra en die ander een onder Nehemia loop hulle op die klaargeboude mure en hulle sing tot eer van die Here. Hulle bring eer aan God. Het jy al jou plek gevind binne die strukture van kerk? As jy nog nie het nie, moenie dat die feit dat ons nie by mekaar kom in jou pad staan nie. God wil jou nog steeds gebruik. Moenie die rol van aanbidding onderskat in die herbou van die kerk nie. Jy moet worship. Hey man, al sê jou vrou jy sing bietjie vals, hou aan met sing. Maak God se naam groot. Al ken jy nie die woorde nie, maak jou eie woorde, maar maak God se naam groot. Aanbid die Here elke dag, heeldag. Hier is die laaste punt wat ek wil maak. Leef heilig. Vir Israel het dit eintlik hierdie 2 goed beteken. Aan die een kant beteken heilig om skoon te wees, om rein te wees. Maar aan die ander kant beteken dit om afgesonder aan die Here te wees, maar die 2 goed is eintlik dieselfde. En dan kry ons die storie in hoofstuk 13, waar daar letterlik 'n proses van purification, van skoonmaak, van heiligmaking plaasvind in die volk. Hulle moet hulle self gedurig reinig van die besoedeling van sonde en die gebruike van ander nasies wat onder hulle ingekruip het. En nou is my beroep op jou, wil jy nie ook commit aan hierdie proses van heiligmaking nie? As ons sê die kerk moet herbou word, beteken dit ook dat ek en jy wat die boustene van die kerk is, herbou moet word. Ek moet skoon wees, ek moet rein wees sodat ek waardig is om deel van die kerk van Jesus te wees, sonder jouself af, sonder jou tyd af, sonder jou geld af, weer aan die Here. Nehemia is hierdie wonderlike boek, wat ons herinner, dat God se woord altyd voorop geplaas moet word. Dit moet die ereplek in ons lewe hê, dit moet ons prioriteit wees. As ons dit doen, sal ons nie afdwaal in ons gewoontes nie. Ons sal nie wegraak in allerhande snaakse en verkeerde gebruike nie.
Gelukkig het ons as kerk die Heilige Gees om ons te help om ons beloftes aan God na te kom. Die kerk van Jesus Christus gaan wen. Dis 'n wenstorie. Jesus het beloof, die kerk sal nie oorweldig word deur enige iets nie. Die kerk gaan opstaan. En ek sê weer wat ek vroeër gesê het, dis nie 'n dreigement of arrogansie nie, maar met of sonder jou gaan die kerk opstaan. En dan klink dit of ek myself weer spreek as ek sê, en tog het die kerk jou nodig. Siloam gemeente het jou nodig. Maar vir jou, om jou deel te doen, moet jy reg lewe. Haal jou oë af van al die storms wat rondom jou woed. Sit jou oë op Jesus Christus. Dien hom in volle oorgawe. Stop jou luigheid, man. Staan weer op en wees gedissiplineerd in die onderhou van basiese Christelike beginsels. Ek wil saam met jou bid vanoggend en ek wil vertrou dat die Here iets in jou hart wakker maak om te sê, ek gaan kerk wees. Ek gaan getrou wees. Ek gaan help bou. Ek gaan by myself begin. Die regte lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u woord tot ons praat en ek bid vir elkeen wat kyk en luister. Help vir ons om vandag sommer net ons verbond met u te hernie, om weer vir Jesus ons beste te gee, die beste van ons gawes, die beste van ons resources, die beste van ons geld, die beste van ons tyd, om dit waarmee u ons geseën het, te help bou aan die kerk van Jesus Christus. In die konteks van vanoggend bid ek nou Heilige Gees, dat u in elke hart praat en ons oortuig van die goed wat nie reg is nie. As ons lui geword het, praat met ons. As ons begin sonde doen het, praat met ons. As ons begin grys areas create het in ons lewe, praat met ons dat ons kan regmaak, dat ons in lyn kan wees met God se plan, God se woord, God se wil vir ons lewens. Ek seën elkeen wat na my kyk en luister, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie dat jy weer by ons aangesluit het vanoggend en ek bid dat God se woord sal vrug dra in jou lewe. Raak betrokke by kerk, raak betrokke by Siloam en veral hierdie week fokus om jouself te kry waar die Here wil hê jy moet wees. Hou op om lui te wees. Werk hard aan jou geestelike lewe. Dankie dat jy getrou bly in jou finansiële ondersteuning. Dit help vir my en die res van die voltydse span om aan te hou om ons werk te doen, om aan te hou om mense in nood te bedien. En in die week wat kom is dit weer sulke tyd, ons moet kospakkies gee vir ongeveer 60 gesinne en jou bydrae help ons. Jy kan jou tiende en of jou offerande elektronies oorbetaal. Zapper en SnapScan gaan nou op die skerm verskyn, of jy kan dit in kontant by Isabel gaan inbetaal. Sy is weekdae tussen 8 en 12 by die kerkkantoor. Mag dit vir jou 'n fenominale week wees. Bless you.